Ons het die dag ingery in Bakhmut in. Op daai stadium, net om vir julle die prentjie te skets, aan Rusland se kant sterf 1000 soldate per dag. Maar baie van ons lyk aan die buitekant baie blink. Baie asof ons het dit reg, die lewe loop vlot vir ons. Ons sit hierdie storie voor aan die wêreld buitekant op social media en op Instagram en Twitter en you name it alles, en ons lyk net so perfek vir die mense buitekant. Maar ons siel binnekant roep uit. En daar is nie baie definitiewes op hierdie aarde nie. Maar een definitiewe wat ek julle kan verseker, is jy gaan eendag voor God staan. Het sy dit is, laat ons gaan sterf. Het sy dit is, laat die wederkoms hier is en ons voor God so gaan staan. Maar either way, jy gaan voor God staan, of jy wil weet of nie. En gaan jy daai dag voor God verstaan en sê, maar ek het vir 'n pastoor geleer, maar ek was by School of Fire, maar ek was op baie uitreikings gewees, maar ek het baie mense na die Here toe gelei, maar, terwyl God daar staan en sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Ek wil vandag vir julle regtig vra. Bethesda beteken mercy, grace. God se mercy is nou op jou. God se grace is op jou. Hierso sê hy in sy woord, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. God sal jou vergewe. God sal nie iets teen jou hou nie. Maar daar waar jy is, bid en sê, Here, U weet wat aangaan. Want dit is vir my altyd ook funny hoe mense try wegsteek goed van God af en try, ek weet jy, om bluf en vir die Here try fake of iets. Hy weet wat aangaan agter toe deur. Nou, ek gaan 'n lied sing. Terwyl ek die lied sing, of net voordat ek die lied sing, wil ek vir jou sê, God wil jou regtig help. Jy sê, Andres, maar hoe, jy sê ek's geroep vir die Here, jy sê al hierdie dinge, maar hoe? Ek het die inkomste nie, ek het die geld nie, ek het die, hoe gaan ek oorleef? Ek wil vir jou sê, hê net vertroue in God. Ek gaan jou 2 vinnige getuienisse vertel. Getuienis nommer 1. Eendag sal julle glo as ek vir julle sê, ek is 'n hardkoppige persoon. Glo julle dit? Ok, ek het dit by my ma geërf. Ok, dis my van die kerkskant. Hi ma, is lief vir ma? Sê. Wag, ek wil nou moeilikheid soek. Wag, ek gaan nie nou moeilikheid soek nie. Eendag loop ek in Appington, ons was besig om 'n film te skiet en ek het niks geld by my gehad hê. En terwyl ek besig was om te loop, raak ek honger en is op en af en goeders en ek bid en ek vra vir die Here, Here, sal U asseblief vir my iets voorsien? Want ek is nie die tipe ou wat my ma sal bel en sê, hy, betaal gou vir my R50 in, ek wil vir my paai koop hê. Dit is niks fout om jou ouers te bel of enigiets nie. Ek is net die tipe ou wat, ek is baie ja. En ek bid. Nou as julle my ken, sal julle weet, daar's 2 goeters op hierdie aarde wat my super baie irriteer. Nommer 1 is as jy 'n rooster in die sand los.
Dan is ons 'n week in die veld, dan kom maar iemand wat daai rooster waarop ons nog hierdie hele week moet braai, in die sandloop neersit. En dan dink ek by myself, waar gaan ons water en seep kry om die ding skoon te maak? Dis nommer 1. Nommer 2 is, ek hou niks van pannekoekie. Ek eet die pannekoekie. Maar jy weet, die Here het 'n sin van humor. Want die dag loop ek in die dorp, en ek loop verby 'n tuisnywerheid, en toe ek verby die tuisnywerheid stap, roep die tannie my, sy sê, seun, kom gou hierso. Ek sê, hallo tannie. Sê sy, Sena, ons traai gou hierdie 3 nuwe items op die spyskaart wat ons wil sit. Hier is ons 3 gevulde pannekoeke. Eet hulle gou en sê vir tannie, wat dink jy daarvan? Dis iets kleins wat God geloof gehad het. Dat God my getoets het eerstens om te sien, nadat hy voorsien kos, sal ek eet. En ek het baie lekker geëet. Maar min wetend het ek geweet, dit is hoe God jou geloof bou. Dis waar dit begin. Laas jaar het ek die eer gehad en ek wil almal vra by die huis en hierso om saam met ons te bid. So ver Februarie gaan ons terug Ukraine toe. En ek wil jou die ander spektrum van die geloof vertel. Maar ek glo nie ek sou by die gedeelte uitgekom het in geloof as ek nie by die klein stukkies geloof begin het nie. Ons het die dag ingery in Bakhmut in. Op daai stadium, net om vir julle die prentjie te skets, aan Rusland se kant sterf 1000 soldate per dag. Aan die Oekraïne se kant sterf 600 soldate per dag. Daar is civilians wat vasgekeer is in die middel van die oorlog. Daar val gemiddeld elke 5 sekondes 3 bomme, het sy nou mortier is, 'n clusterbom, wat ook al. Om jou is permanent gunfire. En ons beweeg in, ons het 'n klomp kos en mediese supplies wat ons invat, wat ons by die field hospitals vir hierdie civilians en goed vat, en dan doen ons civilian extractions uit die oorlog uit, wat ons die mense wat vasgekeer is, help. Want daar is ander instansies wat ingaan, maar hulle vra $2,000 tot $5,000 om 'n familie te loop rescue uit hierdie omstandighede uit. Dan vat hulle uit die oorlog uit, dan los hulle by die treinstasie en sê vir hulle, "Sjap." Ons, die company waarmee ek saamgewerk het nie 'n sent gevra nie. Ons het spesifiek gefokus op families, oumas en oupas en kinders. En dan as hulle uitgebring is, het hulle gegaan na die hoofstad toe, waar hulle tot 3 maande kon bly, wat hulle kos, verblyf, alles gekry het in Kiev ook. En die dag het ons ongeveer 10 vrouens en kinders in die voertuig. En ons is op pad uit. Ek onthou nog, ek het gekyk, daar's baie foto's wat jy nie mag neem nie, want dit is presies waar die tank locations is en goed soos dit. Ons het verby 'n klomp tanks gery van Oekraïne, en hierdie kant van ons was 'n klomp ouens wat mortiere gegooi het. En terwyl ons gery het, ewe skielik hoor ons, en daar's 'n groot ontploffing langs ons. Die hele bus ruk as gevolg van die ontploffing. En ons brace vir impact, want ons weet dat hierdie shrapnel, alles gaan nou hierdie bus tref. Hierdie is op 'n GoPro, julle kan gaan kyk op YouTube, kan julle net insit Andres Strauss, Bakhmut dink ek, en dan gaan julle van hierdie footage en goeders kan sien. En toe ons kyk, toe is daar ewe skielik 'n groot wal langs ons, en die bom het net agter die wal ingeval. En daar is nie 'n merkie op die voertuig toe ons verder ry nie. Volgende dag toe ons terugry, vertel ek op kamera van wat gister gebeur het op hierdie pad. Nergens op daai pad kry ons 'n wal nie. Ons kry wel die gat waar die bom geval het, maar nergens is daar 'n wal nie. God sal jou beskerm. God sal saam met jou wees, as jy doen wat hy van jou verwag. As jy die pad stap saam met hom. Amen. Nou sê jy vir my, Andres, dit is baie great dat jy ons hierdie stories vertel, maar ek bid nou al vir jare oor 'n ding, ek bid aan mekaar en alles, en dit gebeur net nie. Nou ek wil vir julle hierdie volgende liedjie sing.
Even though he's 4 days late, he's still on time. Hou net aan bid. Het maak nie saak wat jou struggles is nie, maak nie saak waartoe jy gaan nie, hou aan bid. En baie keer, dit wat ons dink ons het nodig, weet God, dit is nie sy plan vir jou nie. Hy weet dis nie wat jy moet hê nie. Want as dit van Roy se gebede afgehang het ons seker in 'n karavaan gebly en van plek tot plek getravel en die woord van die Here bedien. God se plan was dat die 20 karavane hier onder staan, sendelinge wat hier deurkom en gedupliseer word op baie plekke. Volg God se roeping vir jou lewe. Even though he's 4 days late, he's still on time. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watch their brother die. They've waited for Jesus, he did not came, and they wondered why. The death watch was over, he's been buried 4 days. Then somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. For his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, come on, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand, he's been buried 4 days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive, he's alive. You may be fighting a struggle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but it has not yet appeared. My friend, don't be discouraged, he's still the same. He'll come into your life, and he'll roll back the stone, and he'll call out your